Môre, môre, môre. Hoe gaan dit by julle? Dis die nuwe maand van die jaar, Junie. Kan julle glo, ons is in die helfte. En ek hoop julle het 'n heerlike nagrus gehad. Dat julle uitsien vir 'n nuwe maand, vir 'n nuwe week. Nou kan ons amptelik sê, dis winter, né? En die lewe gaan staan nie stil nie. Gaan kyk hoe mooi is die winterson. Partykeer is dit vir my die mooiste son van die 4 seisoene. Veral die ongelooflike kleure wat eers op die horison verskyn. En dis lekker om weer hierdie week saam met julle te kuier en ook julle deel te maak van 'n stukkie van my eie geloofsreis elke oggend. Mag dit vir julle ook 'n ryklike ervaring hierdie week wees. Ek wil graag vir oggend begin uit 'n versie in Efesiërs 1 vers 6. Paulus sê, mag ons God dank vir die liefde wat hy vir ons in sy geliefde gee. Is dit nie 'n mooi vers nie? Die seun wat hy lief het, gee sy genade aan ons. Dis so 'n ongelooflike vers. En weet julle, daar's so baie natuurlike dinge wat 'n mens kan moeg maak, nê? Jy kan dalk na 'n strawwe oefensessie so 'n bietjie uit asem wees, dan moet jy eers weer 'n bietjie afwerk en net weer jou asem terugkry. Of jy kon 'n goeie produktiewe dag gehad het, baie ure by die werk ingesit het. En as jy dan 'n klomp dinge vinnig doen, dan voel jy so 'n bietjie uitgeput. En dan is moegheid normaal, nê? En al wat jy dan hoef te doen is jy moet net weer 'n bietjie gaan rus. Jy moet jou nodige rus kry sodat jy daai batterye net weer kan herlaai vir die volgende ding wat jy gaan doen. Of dalk vir die werk wat jy weer môre moet aanpak. Maar in die lewe waarin ons leef, is daar soveel ander onnodige dinge wat ons moeg maak. Dinge soos wanneer jy gedurig probeer om aan bepaalde verwagtinge te voldoen, of dinge wat jy moet doen om deur ander of deur die Here aanvaar te word, wanneer jy jouself voor ander mense en God probeer regverdig, probeer om almal tevrede te stel, wanneer jy ander se verantwoordelikhede op jou skouers neem, ja, dan word 'n ou nogal regtig moeg. Maar dis 'n ander soort moeg. Dis 'n sielsmoeg, 'n lewensmoeg. En weet julle, dis eintlik so onnodig. Veral as dit oor God se sorgsame en goedkeuringsliefde gaan. Want weet julle, die waarheid is dat God nie van jou en my verwag om sekere reëls na te kom voordat hy ons gaan aanvaar nie. Hy verwag ook nie sekere prestasies wat hy van ons wil sien voordat hy gaan besluit of hy ons liefhet nie. En hy kyk ook nie na jou waarde in alles wat jy doen nie. Nee, julle, Jesus het vir ons gesterf, nog lank voordat ons enigiets gedoen het. So aanvaar vandag die wete, dat jy maar net jy kan wees, omdat die Here jou liefhet, omdat hy vir jou sy genade gee, deur sy geliefde seun, Jesus Christus. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Here, kom help my, om myself nie onnodig moeg te maak, met so en so doenlyste nie. Help my om in U te rus. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle, ek hoop julle geniet hierdie nuwe dag wat die Here gegee het, gaan lewe voluit, ons praat môre weer, totsiens.